Ons leef in 'n tyd waar mense moedeloos word en moeg. Ons leef in 'n tyd waar mense nie kans sien meer vir dinge nie. Huise skeer, kinders skeer. Die duiwel kom in besighede, die duiwel kom in kerke, die duiwel kom in verhoudings, die duiwel kom in vriendekringe. En ek wil vanmôre graag met jou praat oor Hosea. Sê 'n bietjie Hosea. Ek wil hê jy moet die Bybel saam met my oopmaak op Hosea hoofstuk 1 vanmôre asseblief. Halleluja. Michael, julle help gou. Johnny, kan julle my help asseblief? Dat ons hierdie man net opgetel kry. Halleluja. Jana, julle welkom. Ek is bly om julle te sien. Ek het jou was gister. Eergister by Pick n Pay gekry. Prys die Here. Ek is baie bly julle is hier, Gys. Prys die Here. So ek het vanmôre 'n woord van die Here. Kom ons vra God se seën. Vader, seën hierdie woord vanmôre. Seën die evangelie. En dat mense weet, Here, ons lank preek ons van die God van liefde en die God van wraak wat gaan kom, maar vanmôre praat ons oor die God van die onvoorwaardelike liefde, die God wat liefde geskep en geskaap het, sodat u liefde ons tot redding kon bring. Seën hierdie woord in Jesus naam. Amen. Amen. Sê 'n bietjie amen. Ek dink ons moet daai liedjie gesing het, spring in die bad van my, dan sal julle almal lewe gekry het. Halleluja. Prys die Here. Nou maak jy jou Bybel op Hosea hoofstuk 1 vir my. Ek wil die gemeente aanmoedig om vir my jou Bybel Sondag te bring. Hoekom bring ons Bybel? Moet nooit kerk toe gaan sonder jou Bybel nie, want jy weet nooit die teachings wat iemand jou gaan gee nie. As jy nie ooreenstem wat hier binne staan nie, moet jy hardloop van daai kerk af weg. OK. Mense glo nie in die werk van die Heilige Gees nie. Ons spreek die Heilige Gees, maar ons glo dit nie. Dis scary. Mense glo in die genade van die Here, maar ons leef nie om genade aan ander te toon nie. Mense glo dat God is liefde, maar ons kan nie liefde vir iemand gee nie, want ons loop met kwaad wanneer iemand kwaad aan ons gedoen het. Kan ons 'n amen kry of 'n einde asseblief? Kan julle net 'n hande klap vir die Here gee? Kom aan. Julle lyk vir my aan die slaap. Kry 'n bietjie lewe. So die boek Hosea is 'n skrywer, hy is die skrywer van die boek, hy word genoem 'n profeet. So gaan julle gou 'n agtergrond gee daar agter. Kan jy my help Len asseblief? Ek weet nou nie waar's al my mense hier nie. Alright. So hy profeteer tussen 725 en 755 voor Christus. Hy was een van die profete van die Here gewees. Maar moenie skrik nie, want die Here het 'n verskriklike opdrag vir Hosea gegee om te sê, gaan haal vir jou 'n hoervrou met hoerkinders. Dit staan so in die Bybel. So dis waaroor hierdie woord gaan vanmôre. Ewe skielik kyk almal my aan met sulke groot. Hoe sal die Here dit gesê? Dit staan binne in Hosea hoofstuk 1. Okay, so daar's 'n lering hoekom die Here vir Hosea gesê, hy gesê luister die peanut butter mannetjie, jy moet uit jou huis uit gaan, daar is 'n hoervrou gewees, jy moet haar gaan, haar naam is Gomer, jy moet haar gaan haal en haar hoerkinders. Die kerk is stil vanmôre. Jy sien die kerk judge mos elke hoer wat op die straat staan. Die kerk oordeel almal wat geoordeel kan word. So ek wil vanmôre hierdie met jou deel. Die boek is geskrywe om die Israeliete te herinner en vir jou en my dat ons God is 'n wat? 'n liefdevolle God. Ekskuus julle, alles is omver na die krag getrip het. Verskoon net gou vir oom Doons, hy dra net vir almal koel kry daai kant. So fokus almal hierso by my, is dit reg so? Alright. God se lojaliteit is teenoor sy verbondsvolk en die wie hom aanbid en vir hom liefhet en leef in wat? Gees en in waarheid. Hoe weet jy iemand leef in gees en in waarheid? Kyk na hulle vrugte. As hulle nie die vrugte dra nie, leef hulle nie in gees en in waarheid nie. Kan ek 'n amen kry hier binne? So ongeag Israel se vals lewe met aanhoudende afgodery. Wat is afgodery? Ek het baie jare terug gepreek oor afgodery in die kerk. Wat is afgodery? As jy jou karretjie wil was Sondag en nie wil kerk toe gaan nie, want jy maak jou karretjie vir jou meer belangriker as die koninkryk van die Here, God se opdrag. Is julle saam met my vanmôre? Ek wil hê die gemeente moet baie mooi luister. Kyk gou almal vir my, los vir oom Doons uit vir 'n oomblik. Dit pla my verskriklik. Kyk julle gou vir my. Is julle reg saam met my? Okay.
So Josia gee 'n waarskuwing teen die wie hulle rug op God se liefde draai. Nou luister baie mooi, daar's 'n waarskuwing in Esegiel, het ek vir julle gesê, vanaf die boek van Esegiel hoofstuk 1 kan jy tot by Esegiel 28 gaan lees, dat God waarsku Esegiel en sê vir Esegiel, dat jy moet vir Michael sê, Rian, sê vir Michael, dit wat jy doen is verkeerd, want as jy gaan stil bly, is sy bloed op jou hande. En as ek hom waarsku, is sy bloed nie meer op my hande nie, maar op sy hande. Nou kom die Here en hy sê vir Hosea, waarsku die mense, dat my wraak gaan op hulle kom, maar waarsku die mense ook, dat ek is 'n onvoorwaardelike liefdevolle God, wat bereid is om jou aan te neem as my kind. En hier is wat gebeur, Hosea gee 'n waarskuwing, en God bring 'n straf oor die ongehoorsame mense. Maar die wat opreg bekeer, vind natuurlik die liefde en die genade van God. Nou luister mooi. Nou Hosea en die Baal-prostituut, dis eintlik wat hier gebeur het. Daar's mos nou kerke met prostituie, weet julle van dit? Hulle noem dit die tempelprostituie. So die mense gaan kerk toe en dis net prostitusie. Dis al wat gebeur, dis nie wat God wil hê nie. En hier is wat gebeur in Hosea hoofstuk 1. So ek gaan jou 'n lering gee van die 3 kinders se name. Dan gaan jy sien, hoekom het hierdie kinders se name 'n betekenis en wat het die rol in Gomer, die vrou wat die hoer was, se lewe gespeel, sowel as in Hosea se lewe. Okay. So die verhaal speel af in die dae van Jeheskia. Jy gaan dit sien in vers 1. Nou Jeheskia was 'n koning gewees van Juda, en dan was dit gewees Jerobeam, die seun van Joas. Hy was die koning van Israel. Hoekom wil ek dit weet? Want daardie tyd onder hierdie konings was baie streng wette. So wat het gebeur wanneer iemand gehoreer het? Wat het hulle met 'n horeerder gedoen? Hulle het daardie persoon met klippe doodgestenig. Hulle sou jou doodgemaak het. Jy sou lewendig met klippe gesterf het. Maak dit sin wat ek vir jou sê. Alright. So in die begin spreek die Here met Hosea. As jy julle Bybel oop saam met my, Hosea 1 vers 2. Die Bybel sê, die begin van wat die Here met Hosea gespreek het, die Here het aan Hosea gesê, gaan heen, neem vir jou 'n hoervrou en hoerkinders. Staan dit so in julle Bybel? Voel vir my, julle kyk my met groot oë. Staan dit so in julle Bybel? Hoekom weet julle nie daarvan nie? Hoekom sal die Here dan sê met 'n hoervrou? Die Here kan nie sê wat sê. Daar was 'n rede hoekom die Here vir Hosea gesê het, gaan kry vir jou 'n hoervrou met hoerkinders. Daar was 'n rede, julle gaan dit nou sien. Want die land het grootliks oorspel bedrywe. Sê 'n bietjie oorspel. Alright, as julle saam met my, julle is nou wakker. So deur die Here het hulle afvallig te word, of deur van die Here afvallig te word. So oorspel bring afvalligheid. Jy moet baie mooi hoor wat ek gaan sê. Jy raak leeg hier binnekant. En dan sê die Bybel in vers 3, toe het hy gegaan en Gomer die dogter van Dibleam geneem, en sy het swanger geword en 'n seun gebaar. Staan dit so in jou Bybel? Alright. En die Here het vir hom gesê, noem hom Jezreel. Jezreel beteken God saai. Jy gaan nou sien hoekom die Here hierdie vrou se lewe omgekeer het. Maar sy moes 'n pad stap. Hy moes 'n pad stap om te besef wat ware liefde is. Nou kom die woord van die Here, hy sê, want nog 'n klein tydjie, dan sal ek die bloedskuld van Jezreel in die huis van Jehu besoek en 'n einde maak aan die koninkryk van die huis van Israel. Vers 5 sê, in die dag sal ek die boog van Israel verbreek in die laagte van Jezreel. En toe het sy weer swanger geword en 'n dogter gebaar. En hy het vir hom genoem Rugama. Dit beteken nie geliefd of geen genade. Kyk gou die 3 verskillende lerings wat ek jou gaan gee omtrent die betekenis van die name. Weet julle ooit wat beteken julle name? Weet julle wat beteken julle name? Elke naam het 'n betekenis, dis in die Bybel. En daar's 'n betekenis vir jou naam. Wat beteken jou naam? Nou ek het al vir julle vertel, iemand die week sê hulle, nou ons is 7 kinders. Ek is die enigste een uit die 7 wat nie 'n familienaam het nie. Ek beloof jou. My ma het gesit uit verveligheid uit daar in Virginia of in Ellen Ridge, baie jare terug. Kan jy glo ek was in hierdie valley gebore? En sy het gesit in 'n rooi rose of 'n huisgenootboek gelees. En toe sê sy weet nie wat moet hulle my noem nie. Toe kry hulle my naam, Rian Dewald. Dit was 'n verhaal geskryf in die 80s en toe het hulle hierdie naam, toe sê sy naam is Rian Dewald. En jare het ek nie geweet wat my naam beteken nie. En een dag kom daar 'n man in AGS Henneman, baie jare terug. Ek was 'n tiener. En hy staan en hy sê, jong man, jou naam beteken The Little King. Rian beteken Little King. Ek sê, jy maak 'n grap.
En elke keer word geprofeteer, jy gaan die lewe lei soos Dawid gelei het, jy gaan doen wat Dawid gedoen het. En ek sê, Here, hoe kan dit wees? En eendag gaan sit ek in Wilmere en ek gaan kyk en ons gaan kyk my naam. So vaar as wragtig, my naam beteken Little King. Okay, so ek wil jou iets leer is, gaan kyk wat beteken jou naam, elke naam het 'n betekenis. Alright, vers 6 sê, en ek sal my verder nie meer oor die huis van Israel ontferm deur hulle vergifnis te skenk nie, vers 7, maar oor die huis van Juda sal ek my ontferm en hulle verlos deur die Here hulle God, en ek sal hulle nie deur die boog of swaard oorlog, deur perde of ruiters verlos nie. Vers 8 sê, nadat sy Lo-Ruhama gespeen het, hierdie mense het nie nonsens gevat uit tyd nie, het sy weer swanger geword. Alright, so ek gaan nie nou in detail nie, is al wat ek sê, hulle het nie nonsens gevat nie. So na sy hom gespeen het, toe sy swanger, kapies, soos en ek kyk het vir jou, en jy swanger, okay. So, en sy het wat? Sy het 'n seun gebaar, kyk wat sê die Bybel. En hy het gesê, noem hom Lo-Ami, wat beteken, nie my volk nie. Hoekom sal God dit doen? Hou vas vir 'n oomblik. Want julle is nie my volk nie, en ek sal nie julle sin wees nie. Met ander woorde, ek sal nie julle God wees nie. God soek 'n volk wat hom in eendragtigheid saam sal dien. Ek wil gou stil staan vir 'n oomblik. Suid-Afrika moet begin wakker word. En rasse en nasies gaan moet wakker word. Want ons staan nou in 'n tyd, ek wil nie politiek praat nie, hier kom 'n groot draai in Suid-Afrika. Julle moet wakker sit. Die duiwel loop rond om te verwoes. Dis tyd dat Christene beheer vat oor die government, want wanneer af moet die government die kerke beheer? Gaan lees die woord van die Here. Die kerk is veronderstel om raad vir die president te gee, nie die presidente vir die kerk nie. Vir wie vout julle? Die mense wat aborsies toestaan. Nee, pastoor, hierdie ene sê nie naaste om 'n bietjie te wen. Nou raak ek politieke reg op hierdie stoel, ek moenie. Jy is veronderstel om 'n party te kies wat God vreesend is en God terug in die land soek. Dis die party. Voordat ons bid vir ons land. Ons gaan. Jy moet baie mooi hoor wat ek gaan sê vanmôre in hierdie woord. Die tyd verspeel is verby. Hierdie kinders is die toekoms van hierdie land. En hoe ek en jy hierdie land vir hulle gaan teruggee, gaan afhangende wees, wat het ons as ouers vir hierdie land gedoen, met God of sonder God. En hier is wat gebeur. Nogtans sal die getal van die kinders van Israel wees soos sand, vers 10, van die see en wat nie gemeet en nie getel kan word nie. In plaas dat hulle gaan sê, julle is nie my volk nie, sal aan hulle gesê word, julle is kinders van die lewende God. Sê gou vir een langs jou, sê Pienat, jy beter een van God se lewende kinders te wees. Sê anders verkoop ek jou aan 'n charra. Alright. Sê bietjie charra, wat is 'n charra? Weet jy wat is 'n charra? Dis daai ons wat daai warm kos maak aan Durban. Alright, moenie worry nie. Ek het dit eendag gesê, toe sit daar 'n pragtige charra in 'n diens. Wilmarie sê my, moenie dis seksie, maar ek het klaar, daai vrou staan sê, pastoor, hier's 'n charra. Ek sê, okay, so ons verkoop jou aan hulle, ons maak 'n paar rand, ons koop jou terug, lekker warm curry. Alright. Vers 11 sê, dan sal die kinders van Juda en die kinders van Israel almal saam vergader en hulle een hoof aanstel uit die land optrek, want groot is die dag van Jesreel. Sê aan julle broeders Ami en aan julle susters Ruhama. Nou kom ons begin vanmôre. Wat is die betekenis van Gomer? Ek wil dit gou opbreek vir jou voor ek gaan preek. Die Hebreëse oorsprong beteken voltooi of volmaking. Het julle my goed is daarso of nie? Ek het dit vir hom gegee. Okay, ek gaan dit nie daarheen nie. Gomer beteken 'n geslagsneutrale naam in die Bybel. So Gomer kan wees of 'n man of 'n vrou. Dis soos Rian, hy kan net 'n man wees, Rihanna as 'n vrou. So moet julle asseblief nie misgis nie. Alright, so Gomer beteken is 'n man of 'n vrou. Jy kry 'n man wat se naam Kornei is en jy kry 'n vrou wat se naam Kornei is. Kan ek net aan jou verduidelik? Dis presies wat hier gebeur. So Gomer is afgelei van Gamar wat beteken tot 'n einde te bring. So God is besig om iets tot 'n einde in Hosea se lewe sowel as in die lewe van Gomer te bring. Okay? En hier is wat gebeur. Die interessantheid is Gomer is manlik. Dit verwys na die oudste seun van Jafet en die stamvader van die Kimereërs. En dan Gomer is vroulik, die vrou van die profeet Hosea wat in die Bybel 'n simbool is van Israel wat sy verbond met God verbreek het.
Nou ek weet julle almal kyk my aan, pastoor, ons verstaan nie 'n woord waarvan jy praat nie. Hier is waar jy jou Bybel nou moet bring Sondag. Want dit is nie moeilik nie. Hierdie stamme is nie moeilik nie en elke stam het iets gebeur en dan gaan jy die kaart van die Bybel bymekaar sit en verstaan waaroor die hele woord gaan. Alright. So baie is te sê omtrent Gomor, dis nou die hoervrou, nê. So dit is haar naam. Haar naam is hoervrou. Dit die Here het haar so uitgebeeld. So luister mooi. Sommige sê sy was 'n tempelprostituut. Sy het geglo in die Baalpriesters of in die Baal-tempel. So as 'n jong meisie daardie tyd het sy geglo sy moet haar maagdelikheid aan hierdie Baal-tempel gee. Met ander woorde, dis prostitusie by die kerk. Ek gee my maagdelikheid, want as ek dit doen, ek aanbid 'n beeld wat sê Baal, en hierdie Baal gaan my swangerskap gee. Dit maak my vrugbaar, wat 'n leuen is, nê. As jy gaan kyk wat Baal beteken dit ook deel van bevrugbaarheid. So God se plan was nooit, luister, 'n afgod kan jou nie swanger maak nie. 'n Afgod kan nie vir jou geld gee nie, en 'n afgod kan nie gebede verhoor nie. Hoor gou baie mooi wat pastoor sê. So as jy 'n beeldjie in jou huis het met 'n vet pens, brand die ding, maak braaihout, hy kan vir jou niks doen nie. Dis teen die wil van God. Amen. Okay, moenie eens hom gebruik vir braaihout nie, hy is dit nie eens werd nie. En dan besê die woord van die Here dat anders sal sê dat sy eers na haar huwelik met Hosea losbandig geraak het. Luister mooi, ek gaan julle die lering gee. En dan het sy in prostitusie verval en uiteindelik iemand anders se byvrou of seksslaaf geword. Met ander woorde, laaste verklaring is, as jong meisie het sy haar maagdelikheid geoffer aan God Baal, wat sou voorsiening gee aan vrugbaarheid. So wanneer jy by hierdie tempel gekom het, onthou, sy het baie geld verdien, jy gaan nou sien. Prostitusie het baie geld verdien daardie tyd. Hosea was 'n bakker gewees, hy het 'n bakkery gehad. Sy seun Jesreel het later groot geword en hom gehelp in hierdie bakkery. Maar sy wou nie in die huis wees nie, want sy het meer geld as hy daar buitekant gemaak. Maar daar's 'n groter lering omtrent net hierdie situasie. Alright, so hier is wat gebeur. Daarom word die kinders hoerkinders genoem. Sy het swanger geword, nog voor sy met Hosea getroud was. Sy kan nie sê, daar was ander kinders met ander paas. Daar was nie, ek dink die kinders het geweet wie hulle pa nie. Okay, hier is wat belangrik is. So Gomor het geweet, haar pa en ma was gelukkig, sy het 'n gedagte gehad omtrent haar ouers. Sy wou eintlik 'n lewe hê soos pappa en mamma, want pappa is gelukkig, mamma is gelukkig, boetie is gelukkig, sussie is gelukkig. Maar kyk, my lewe val uit mekaar uit. Hier is wat gebeur. Sy het gedink aan die warm huis met liefde. Sy wens dat haar huis so vol liefde kon wees. Sy sit in omstandighede sonder liefde. Kan ek vir iemand iets sê? Jy sit in kroe. Jy sit tussen telle. Jy sit saam vriende kringe. Maar binnekant is jy leeg. Jy's leeg. Jy soekend en jy vra, Here, hoor my gebed, waar is U? Dan gaan God vra, waar is jy? Wanneer ek jou vra, stop die natuur van die sonde, sit neer die vlees. Hier's 'n vrou, sy wandel in hoerery, en die Here praat met haar. Almal wat in hierdie kerk sit, is een skuldig gewees aan hoerery. Pastor, hoe kan jy dit sê? Ek gaan vir jou die skrif gee. Jy kan nie God dien, 'n bruid van die bruidegom wees, maar jy wil Satan dien, en jy's 'n bruid van Satan nie. Jy's of in die huwelik van Jesus, of in die huwelik met Satan. Jy kan nie twee weerloop nie. Onthou julle die verhaal, het ek die kerk gesê, as jy 80 is, wat wil jy met iemand van jou sê? Ek wil 'n getuienis gee. Hoe lank is dit wat dad nie meer drink nie? 6 jaar, amper 7. 7 jaar. Ek en hy sit so 2-3 weke terug. Vra ek van dad, rook jy nog? Hy sê, my seun, pa rook al lank al nie. Ek het nie eens geweet nie. Hy bly in my huis, in die woonstel. Ek het nie eens geweet hy rook nie meer nie.
Ek wil 'n getuienis van hom gee. Ek het trane as ek na hom kyk, want ek sien wat het God kom doen in daai man se lewe. Hy sit eendag by ons aan tafel, hy sê vir die kinders, hy sê, papa wil iets, oupa wil vir julle kinders iets sê. En ek mis my kinders, hoor, daai huis is stil. En ek sit, en ek kyk en ek sit aan die oorkant, ek sit aan die kant van die tafel, hy sit aan die kant, hy man is 3 keer my size, hy's 'n bil van 'n man. Ek sit daar, ek sê, Here, hy sê, oupa wil iets sê. Hy sê, toe ek gedrink het, was ek selfsugtig. Ek het nooit omgegee vir ma of vir die kinders nie. Hy sê, maar toe ek Jesus vind, toe het ek my selfsugtigheid by die deur uit. Vandag kyk ek na die belange van mense om my, en nie meer myne nie. Ek praat nie meer dubbelsinnig nie. Kan ek vir jou sê wat gebeur met iemand wat 'n alkoholist is? Kyk, hulle het 'n snaakse persoonlikheid, maar die oomblik wat hulle 'n bierbottel of 'n drankbottel sien, want hulle nog nie eens daai knakkie, daai botteltjie geknakkie, dan raak hulle so vriendelik. Ken julle dit? Ek ken dit. Kyk hierso, toe my pa alkoholist was, jare terug, kinders, ek was klein. As daai klip tref, proppie, hy sien die proppies, hy blink so blink kopie, hy staan daar op die rak, hy raak my pa so excited. Praat ek waar, Niels? Hy raak my pa excited. 'n dubbel lewe. Ek gaan kerk toe, maar waar hang ek uit buite? Julle gaan sien hoe streng is God. Ek wil hê hierdie kerk moet mooi hoor vanmôre. Ek het eendag gestaan by my huis, by die wasbak, en ek het gehuil. Een oggend, ek het gesê, Here, vanmôre wil ek my hande was in onskuld, soos Pontius Pilatus, toe hy U oorhandig het, om gekruisig te word. Ek kan net preek, ek kan net die woord bring, maar ek kan hom nie vir hulle leef nie. Kan ek hierdie kerk vra vanmôre, jy gaan 'n besluit moet maak. Gaan jy die prostitusie van die geestelike lewe stop en gaan jy na God toe terugdraai? Want jy kan nie God dien en die wêreld dien nie. Jy's besig met egbreek in die oë van God. Iemand sê die week vir my, pastoor, maar my vriende is vir my belangrik. Laat ek jou iets sê. I would rather get judged by the world before I get judged by God. Want die wêreld kan my oordeel. Hulle het nog niks gedoen nie. Maar wanneer God my gaan oordeel, beteken dit, dis of die hemel of die hel. So die woord van die Here sê, vrees hom wat jou liggaam, siel en gees in die put van die hel werp. Hier is wat gebeur. Sy het haar maagdelikheid geoffer aan 'n Baal-tempel. Sy het geweet van vreugde. Hosea was nie gelukkig daarmee nie, hy was lief vir haar. Hy was nie gelukkig met hierdie prostitusie wat sy betrokke is nie. En onthou, hy was 'n profeet. Hy was 'n profeet. Jy kan nou nie vir my, as ek ooit 'n profeet moes wees of 'n pastoor, kan jy my nie verantwoordelik hou vir die lewe van my vrou nie. Jy kan my vrou nie verantwoordelik hou vir my lewe nie. Jy is verantwoordelik vir jou eie doen en late. Ek wil hê jy moet baie mooi hoor. Die dag as jy doodgaan, gaan jou vrou en jou kinders nie saam met jou voor God staan nie. Jy gaan alleen staan en selfverantwoording doen. Hoor jy wat ek vir jou sê vanmôre? Iemand sê, maar my vriende, kan ek vir iemand hier binnekant sê, skei daai slegte vriende uit jou lewe. En as jy die slegte vriend is, raak 'n beter mens. En nou sê die Bybel, hy leer my, Hosea het allerhande stories gehad, vandat God vir hulle kinders gegee het. Gomor dink Hosea is net jaloers, hoekom? Want hy wou die een wees wat haar maagdelikheid wou gehad het. Dit is hoe dit moet wees in die regte lewe, is, jy moet jou vrou se maagdelikheid hê, nie iemand anderste nie. Ons leef in 'n wêreld waar mense sê, maar dit kan nie wees nie. Taste before you drive. Wat noem hulle dit? Taste drive before you buy. Hoe kan ek reguit praat vanmôre? Let's taste drive before I drive. Waar weer spreek ek myself? Let's taste drive before I get married. Waar staan dit geskrywe? Waar staan dit geskrywe?
Okay, kom ek proe eers 'n bietjie die dinge van die Here en dan gaan proe ek die dinge van die wêreld. Die wêreld bied sulke lekker goeders, dat jy raak vasgevang in 'n wêreldse stelsel, dat jy sukkel om los te breek van die bande en die kettinge, omdat die wêreld lekker goeders bied. Maar pastoor, die kerk, hulle is so streng, hulle het sulke goedjies. Paulus kom en sê, hou op vasgenaal wees aan mense se leerstellings en mense se dinge. Daai van ons moet en ons moenie. Vergeet van die moet en die moenie. Daar's een reël wat jy moet nakom en hy besit die 10 gebooie. Leef net die 10 gebooie. Dis die moet en moenie. Nie die moet en moenies van mense nie. Maak dit sin wat ek sê? Ons sal moet kook kry in hierdie kerk. Ons sal moet kook kry in hierdie kerk. Is julle dors? Okay. Gomer sy onthou nie hoeveel mans by haar geslaap het nie. Alle mans, wanneer hulle by haar geslaap het hulle sterk gevoel. Hulle het goed gevoel. As jy 'n studie gaan doen, gaan daar van daai manne wees wat gesê het, ek voel soos 'n man. Ek voel ek word iewers te aanvaar deur die wêreldstelsel. Jy sien, dis wat gebeur in die wêreldstelsel. Ek gebruik hierdie prostitusie in die woord van die Here. Dis die skrif wat die Here my gegee het. Want ons is besig met horeerdery in ons lewe. Of jy dien God of jy dien die wêreld. Jy kan nie twee dien nie. Jy kan nie twee dien nie. Jy dien of God of Satan. En hierdie is die probleem. Ons is meer 90% besig met die wêreldstelsel as met God se stelsel. En wat sê God omtrent die wêreldstelsel? Kyk wat gebeur. Gomer voel ek sal 1 week huis toe gaan en 'n goeie vrou vir Hosea wees. Kyk die wêreld. Ag Here, ek gaan net hierdie week nog een keer 'n bietjie jol, een keer 'n bietjie iets doen. Ek sal volgende week gaan ek rein en heilig wees. Kyk, ek gaan Sondag kerk toe. Die Here gaan my vergewe. Nee Here, ek gaan Maandag, Dinsdag, Woensdag. Ek het al gepraat daaroor. As dit klein Saterdag, dan voeter ons hier in die wildernis en besig met ander plekke. En as ek sê wildernis, dan praat ek van jy lê jou partykeer self in die woestyn in waar jy self jou eie kopkrappe het, waar jy self jou eie probleme rig. Hoor julle wat ek sê? Dan wonder jy môre, wat het ek gister gedoen? Hoekom sit ek in hierdie probleme? Pa Ali het eendag vir my gesê, hy sê, Rian, hou op rondvoeter in die nag, jy skep jou eie probleme, en glo my, ek het kopseere gehad. Albert Kreer was nog nooit verkeerd gewees met my nie. Hy het my geken op die punte van sy vingers of ek sy eie seun was. Het jy daai stemmetjie gehad wat gesê het, jy moenie nou ry nie? Hulle kom laai my nuwe karretjie daar voor my winkel af. Ek is grand. Klim en start om hier ry ek. Daar was 'n Shell garage daar in Henneman, daar oorkant Astrom. Ek gaan stop my kar, hier kom 'n laaitjie. Hoe oud is jy? Dis jy met my kar gestamp het. Kyk. Hoe oud is jy? Vol nou 17. Dit was hy gewees. Daar kom 'n ouetjie, 14 jaar oud, ry met sy pa se Sierra, binne in my kar se agterkant en vas. Boah! Die Here se stem waarsku jou sontyds, moenie nou gaan nie, jy skep jou eie nagmerries en probleme. Nee, ek wil hierdie karretjie gou toets, sal dit nou net kom aflaai. Ek het hom 3 minute in my besit gehad. 3 minute. Ek bel die assuransie, hulle sê, nee meneer, die karretjie is ek sê, prys die Here, ons sal maar spaar. Hoor gou wat ek probeer sê, God waarsku jou om nie sekere dinge te doen nie, dan doen jy dit en jy het die besluit geneem van die nagevolge in jou lewe. Nie die duiwel nie, jy. Die Bybel leer my, Hosea verdien die beste. Hy's 'n goeie ou, hy's lief vir Gomer. Weet jy hoe lief is die Here vir jou? Maar jy kies prostitusie. Jy kies om God nie te behaag nie, maar die wêreld te behaag. Jy kies om soos die Here te lyk, maar nie soos die Here te leef nie. Hierdie vrou se begeerte is wêreldgeoriënteerd, nie goddelik nie. Vir 1 week was sy haar alles vir Hosea gee. Vir 2 weke bly sy weg en dat Hosea haar moet gaan haal by hierdie tempel want hy's lief vir haar. Hoeveel keer het God al by jou geklop om jou te gaan terughaal, maar jy bly ongehoorsaam wees teen die stem van die Here. Is daar enige iemand in die kerk wat kan sê ek het nie geweet nie? Enige iemand? Weet jy hoekom is jy leeg binnekant? Weet jy hoekom is jy soekend? Kan ek jou sê hoekom?
Want jy lees nie Bybel nie, dis nommer 1. Jy bid nie, dis nommer 2. Die belangrikste van al 3 is, jy leef nie die woord van God nie. Ek staan nou die dag tussen predikers. Eintlik nie 'n prediker nie, is meer 'n sanger. En elke tweede woord uit sy mond is 'n vuil woord. Dat ek het al kwaad geword en self al vuil woorde gesê. As daar enige iemand was wat sê hy het nog nie gevloek nie, dan jok jy, want ek dink almal het al gevloek in hulle lewe. Gys, Niels, oom, Engel, het jy al gevloek? Kan iemand hande oplê op hierdie vrou? Dat Wilma het al vir my gesê, wat gaan aan dat jy so praat? Laat ek kry skaam dat my vrou my moes stilmaak in my lewe. Ek staan in hierdie gesprek. Ons bid vir mense, ons gee ons alles vir mense, maar hoe praat ons in gesprekke? Hoe praat jy in gesprek? Kan iemand regtig die vrug van die Gees binnekant jou sien? Jy sien, ek lyk soos Jesus. Die wêreld gee voor, die duiwel gee voor soos 'n engel van die lig. Lyk ek soos Jesus? Of kan ek sê, ek is deelvormig van Jesus? Hier's 'n vrou. Sy het Hosea lief, maar sy weet nie om uit hierdie sonde uit te kom nie. Miskien sit hier iemand hier binnekant vanmôre en sê, pastoor, ek is lief vir die Here, maar ek weet nie hoe om uit my probleme uit te kom nie. Pastoor, ek is besig met prostitusie en ek weet nie om hierdie prostitusie te los. Jy hoor wat ek sê. Ek praat nie nou van geen seksualiteit nie. Ek praat van jou geestelike. Baie jare terug was daar 'n oom, hy het alles vir die Here gedoen, ek het julle al vertel. Hy het longkanker gehad in Henneman. Net voor sy dood begin angs ontslaan op sy bed. Hy bel pastoor Jan sê vir my, kom ons gaan. 'n Oom wat ek lief gehad het, na wie ek opgekyk het, wat nooit, maar die duiwel slaan hom op 'n bed, 'n sterfbed. Om hom te herinner van sy gisters. Al wat daai oom op sy sterfbed moes doen, was om die duiwel te herinner aan sy toekoms. En daai oom besef wat staan tussen hom en God. En toe hy bely en sy saak regmaak, was dit net 'n paar uur of 'n paar minute, toe kom haal die Here hom en hy's met vrede huis toe. Jy sit hier vanmôre. Wie van julle sit hier met 'n onstuimige storm? Jy koop nie meer nie. Jy hardloop na drank toe. Kan ek vir iemand hier binne sê, drank is nie jou oplossing nie. God is 'n vyand van drank. Ek het hierdie kerk al 'n lering gegee, pastoor, uit water en wyn verander. Gaan leer, dis nie wyn nie. Wyn vir Grieks beteken uit sap, druiwe sap gemaak. Een man bel my so rukkie terug, hy sê, ek kan nie meer nie. Ek wil 'n einde maak. Maar hy is so dronk soos 'n tor, die tor het afgeval van die skippie. En die enigste ding wat ek hom kon vra is word nugter, dan praat ek en jy, want dronkenskap moenie oor die Here praat nie. Jy gaan jou vingers brand. Hosea is 'n man wat Gomer smeek om huis toe te kom. Openbaring 3 vers 20 sê die woord van die Here, hy sê, ek staan by die deur van jou hart en ek klop. En die hele tyd roep ek na jou.
Ek roep jou. Ek waarsku jou. Kom huis toe, kom na my toe, kom na jou vader toe. Maar elke keer is jy hardkoppig. 'n huis sonder God is 'n gewelddadige huis. Almal moet op hulle hoede wees met pappa. Almal moet op hulle hoede wees met mamma. Hosea moet op sy hoede wees, want sy vrou hoereer rond. Sy het 'n gesplete persoonlikheid. Ek is lief vir Hosea, maar ek is lief vir die wêreld. Jy kan nie twee gode dien nie. Jy dien of God of die wêreld. Wie kies jy vanmôre? Afdraande is al wat vir Gomorra voorgelê het, vir Gomer, ekskuus. Sy word mislei deur iemand anders, dis 'n gevleelde woorde. Daar was 'n man gewees met 'n paleis. Hy sê vir haar, los vir Hosea, los alles, jy maak baie geld. Ek sal na jou kyk. Luister, ek sal jou beskerm. Kom bly by my, doen steeds prostitusie. Jy gaan baie geld maak, maar ek sal jou beskerm teen al hierdie mans. Gaan lees Hosea hoofstuk 2, vers 4 en ek dink vers 6. Kom hier so, sy gaan agter weelde aan hardloop, sy hardloop agter dronkenskap, dit staan daar. Gaan lees daar. Ons hardloop agter dronkenskap aan. Ons hardloop agter die wêreld. Mag gou julle Bybel oop. Hosea hoofstuk 2. Mag gou op jou Bybel asseblief. Ek wil dit vir jou wys vanmôre. Want hulle moeder het in ontug gelewe. Sy wat met hulle swanger was, het skandelike dinge gedoen. Want sy het gesê, ek wil my minnaars agterna loop, wat my brood en my water, my wol en my vlas, my olie en my drank gee. Ons hardloop agter goed aan wat ons vlees vul. Wat vul jou gees? Die woord van die Here sê, as ek op jou afkom, waarmee gaan ek jou besig vind?